Die Here sê vir ons in sy woord dat die oomblik wanneer ons iets bid wat in lyn is met sy woord en in lyn is met sy wil, die oomblik wanneer ons dit bid, dan hoor die Here ons. En een van die beste verse in die Bybel wat jy vir jouself kan bid, wat jy vir die gemeente kan bid en wat jy veral vir mense kan bid wat swaar kry, is Kolossense 4:12 wat sê: Ek bid altyd ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse sal word en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God sal wees. Nou baie keer gaan mense deur 'n moeilike tyd en dan wil jy handdoek ingooi en dan spot ons altyd, dan wil ouens hulle oorgee aan rooi koeldrank en matriekmeisies. So iets wat jy vir jouself kan bid in 'n moeilike tyd, iets wat jy vir ander kan bid in 'n moeilike tyd, is dat hulle staande sal bly. En dan nie net staande sal bly nie, dat die Here dit sal gebruik. Hy is nie die outeur van die sleg en die swaar in ons lewens nie, maar dat die Here dit sal gebruik. Wat sê die woord, Romeine 8:28, hy laat alles ten goeie meewerk, en dat die Here dit sal gebruik om ons geestelik te laat groei, dat ons volwasse sal word, en dan dat ons volkome gehoorsaam aan die wil van God sal wees. Wanneer mense deur 'n moeilike tyd gaan, is hulle geneig om te soek na ontvlugting, en hulle soek dit op verkeerde plekke, by verkeerde mense en op verkeerde maniere, verkeerde dinge. En ons moet bid dat ons in alles volkome gehoorsaam sal wees aan die wil van God. Nou hier in 1995 was daar 'n New England Pipe Cleaning Company daar in Connecticut. En daar was op 'n stadium was daar 'n groot probleem met die stad se rioolpype. En hulle daar in Rivierstraat was daar 'n klomp manne wat so 30 meter onder die grond moes hulle gaan werk aan 'n rioolpyp wat verstop geraak het. Nou, die oomblik wanneer jy met 'n rioolpyp werk, is daar nou 'n klomp gemors uit die aard van die saak waarmee jy te doen kry. Maar die manne wat daarin gewerk het, hulle het op die ou ende, het hulle 'n klomp silwer muntstukke, klomp versamelstukke, munte het hulle gekry. Hulle het 61 diamantringe gekry en 'n klomp kettingkies en 'n klomp juweliersware. En dit was eintlik so kosbaar van die maatskappy vir wie hulle gewerk het. En die maatskappy het vir die manne, hulle het dit gelyk opgedeel onder die manne wat daar gewerk het. Maar hulle toe op die ou einde het hulle hierdie skatte of hierdie juweliersware het hulle aan die manne gegee wat dit nou weer kon verkoop of kon gehou het. En dis eintlik so 'n beeld van verhoudings oor die algemeen. Want as jy bereid is om 'n bietjie gemors te vat, dan gaan 'n ou op die ou einde by die skatte uitkom. En die oomblik wanneer 'n ou praat oor verhoudings, nee, dan is dit vir baie van ons het ons al twee kante daarvan beleef. Dis een van ons grootste vreugdes en ons grootste geskenke aan die positiewe kant, maar aan die negatiewe kant kan verhoudings ook die bron wees van ons grootste seer. Net voor ons die diens gehou het, toe loop ek in een of twee manne vas en die een ou sê byvoorbeeld vir my, oor die môreoggend, maandagooggend, dan kom my saak, dan is dit by die hof en dan verskyn my egskeiding op die rol en môreoggend gaan my egskeiding deur. So die oomblik wanneer hy praat oor verhoudings, dan is daar 'n klomp van ons wat ongelooflike seer en verwerping beleef het. En die oomblik wanneer jy daai seer en daai verwerping beleef, wat doen 'n ou? Dan stoot jy mense van jou af weg, want dit is mense wat jou seer gemaak het, mense wat jou teleurgestel het, mense wat jou in die rug gesteek het. En dan is jy geneig om jouself af te sny. So vir party van ons, man, oor die preek vir my oor iets anders. Ek het nie regtig lus om te praat oor verhoudings nie. Maar tog kom die Here en hy sê vir ons, die grootste gebod is dat ek die Here my God moet lief hê met my hele hart, hele siel, hele verstand, met alles wat binne my is. En dan sê hy, moet ek myself lief hê, sodat ek ander mense kan lief hê. En ek moet liefde kan gee en ek moet liefde kan ontvang. Dis die grootste gebod wat die Here vir ons gee. En hoekom is dit die grootste gebod? Wel, een van die redes is dat God is liefde, maar die ander rede is, liefde maak gesond, liefde maak heel. Maar juist hiermee sukkel baie van ons. En selfs al het jy nie sulke slegte ervarings en verhoudings gehad nie, ervaar van ons, maar ek onthou as kind het ons 'n predikant gehad, Dr. Fourie, en hy was moderator van die NG Kerk gewees, en ek onthou het eendag te sê vir my pa, hy sê, Pieter, jy weet, liewe Jesus het 'n paar snaakse kindertjies. En ek dink ons beleef dit ook, nê, is dat die Here het 'n paar snaakse kinders, so, en alhoewel ons dalk nie so seer gekry het in verhoudings nie, is verhoudings, kom dit nie altyd vir ons so spontaan en so lekker nie. Die woord kom sê vir ons, en daar sommer net 'n aanhaling wat ek met julle wil deel. Verhoudings is een van die maniere waarop God vir ons sorg.
So ons het 'n finansiële voorsitter gehad baie jare terug. Hy sê he prayed for a helping hand en hy sê toe sê die Here vir hom, he found it at the end of his arm. So 'n bietjie sinies, maar die Here gebruik verhoudings om vir ons te sorg en om vir ons heel te maak en gesond te maak. Galasiërs sê vir ons, the only thing that matters and that counts is faith expressing itself through love. En die oomblik wanneer ons praat oor ons verhouding met die Here, dan is dit vir ons lekker, ja, ons wil die Here lief hê en ons wil hom aanbid en ons wil tot hom bid en ons wil hom loof en prys en ons harte en ons begeertes vir hom deel. Maar die Bybel sê vir ons, ja, dit is goed dat ons glo, but the only thing that matters is faith expressing itself through love. So dis belangrik. So vandag gesels ons 'n bietjie oor better together en ons praat 'n bietjie oor, ons gaan stil staan by 4 maniere hoe ek verhoudings kan bou en dan gaan ons stil staan by 4 maniere hoe ek verhoudings kan afbreek. So ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Maar voor ek daarby kom, ek lees so rukkie terug, lees ek raak van 'n 70-jarige man wat daar in Lancashire in Engeland gebly het. En hy het duidelik nie baie goeie verhoudings gehad nie, maar die mense in die omgewing het hom ook nie eintlik regtig geken nie. En hy het tot op daai ouderdom het hy nog gewerk en hy was baie keer vroeg in die oggende terwyl dit nog donker was, is hy uit die huis uit en dan het hy baie keer in die aande nadat dit al donker geword het, het hy terug na sy huis toe gekom. Maar Brian het op 'n stadium het hy tot sterwe gekom. En vir 2 jaar lank weet niemand daarvan nie. En op die einde het iemand die polisie daarna toe gestuur. Ons weet nie presies wat het gebeur, hoekom die polisie uitgeroep is nie. Maar na 2 jaar word die polisie uitgeroep. Hulle breek toe sy deur af, toe hulle die deur oopmaak, toe's daar net so 'n berg pos wat daar lê. Hy moes duidelik 'n paar rand in die rekening gehad het, want elke maand het al sy rekeninge het afgegaan, hulle is betaal, elektronies betaal. En vir 2 jaar lank kom niemand agter dat hierdie man weg is en dat hy dood is nie. So, hoe lyk jou verhoudings? Hoe lyk die gebrek aan jou verhoudings? Dat jy al vir 2 jaar lank dood is. Hulle het hom daar in sy bed gekry en dat niemand dit agterkom nie. So, Moeder Teresa het gesê, alleenheid is die melaatsheid van die moderne eeu. Daar's baie meer mense, maar al hoe meer mense is alleen. So ons het nodig om ons verhoudings te bou en ons het nodig om aandag te gee aan die goeders wat ons verhoudings afbreek. Ek's mal oor Filippense 2, die boodskapvertaling wat sê, as julle Christendom vir julle enige iets beteken, as julle liefde vir mekaar julle deur moeilike tye gedra het, as die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewens gemaak het, as julle weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, ja, om vir mekaar om te gee, wil ek julle 'n baie groot guns vra. Moenie gedurig met mekaar stry en beklei nie. Konsentreer eerder op die dinge waaroor julle saamstem. Wees lojaal teenoor mekaar, voel saam, streef saam, doen saam, bid saam. Dis opvallend. As jy deur die Bybel blaai, hoeveel mekaar tekste daar is help mekaar, vermaan mekaar, leer mekaar, bid vir mekaar, ondersteun mekaar. En hier kom sê hierdie gedeelte, voel saam, streef saam, doen saam. Moenie gedurig met mekaar stry en beklei nie. Ons is so geneig om feitvinderig te wees, krities te wees, negatief te wees, afbreekend te wees, altyd die foute en tekortkominge uit te wys. En dit breek verhoudings af. As julle dit doen, sal julle my regtig bly maak. So dit is nogal belangrik dat ons iets van hierdie vers sal uitleef en dat ons dit sal toepas. Ek wil sommer net, ons praat oor better together en ons gaan sommer net 'n klompie van die groepie gou met julle deel. So Elmarie, sy het 'n koffie en 'n kletsgroepie wat hulle gaan by mekaar kom, sommer net lekker gesels en sommer net hul harte met mekaar deel. Dan is daar, miskien sukkel jy 'n bietjie om te bid en jy is nie altyd vrymoedigheid nie, ken nie die Bybel so goed nie en wil net dalk nou al by 'n diep geestelike groepie inskakel nie. Daar's 'n lekker braai groepie saam met Benny en Deidre saam met wie jy kan kuier. Nou ja, eet is hoog op my prioriteitslys en daar kan jy 'n bietjie saam met Henny, sy bunch saam met hom inskakel. En dan het Ronel sy 'n craft groepie wat gaan by mekaar kom en hulle gaan 'n kreatiewe dinge doen en 'n klomp goeie saam maak.
En dan het ons Hope Kitchen, ons sopkombuis wat op 'n Vrydagoggend deel hulle aan behoevende mense in die omgewing, deel hulle etes uit en ondersteun hulle, bid vir hulle. Partykeer lei hulle van hierdie mense na die Here toe. Ons young adults, as jy so tussen 18 en 30 is, Dian het op 'n Woensdag aand en per geleentheid saam met Jaco, het hulle op 'n Woensdag aand het hulle 'n byeenkoms. Joy en Fernando het ook 'n chatter en 'n chow groepie waar hulle so 'n bietjie gaan gesels en saam kuier. En dan het Neil 'n naaldwerk groepie waar hy vir die vrouens 'n bietjie leer hoe om die fynere kunsies van naaldwerk aanleer. En ek weet by die vorige ronde was daar een van die manne gewees wat ook gesê het, nee, hy wil ook leer hoe om die basiese goed te doen en om homself te kan help. En dan het ons 2 loofdansgroepies, eenetjie saam met Rita en saam met Jacques en dan 'n ander een saam met Marsha. En dan het ons 'n mosaïekgroepie saam met Letty waar ons ook weer met ons hande gaan werk, bietjie gaan kuier en verhouding gaan bou. En dan het Eloise 'n menopause fan club, so as jy een van daai vroutjies is en jy's op 'n ouderdom wat jy baie hard is, daar's 'n klomp fisiese, mediese en dan ook geestelike riglyne wat deurgegee word sodat jy kan staande bly. En dan Divan en Tanya, hulle het 'n lekker Chosen series wat ou gaan saam kyk, 'n bietjie praat oor die Bybel, sommer net visueel daarna kyk. En dan gaan hulle suurdeeg maak en bak en neem ek aan seker eet ook. En dan het ons het gewonder oor die naam. Eloise het gedink nee, sy gaan dit nie sop en sherry noem nie, want daar gaan nie sherry wees nie, maar daar gaan dus 'n sopgroepie wees waar ons bietjie sop gaan eet, by mekaar gaan kom, gaan kuier, bietjie gesels oor die woord, vir mekaar kan bid. En dan het Divan het hy 'n naaldwerkgroepie, 'n hooker klub waar hy vrouens, 'n klomp van die vrouens gaan leer hoe om eintlik nie naaldwerk nie, jekkelwerk te kan doen. En dan is daar 'n rolbalgroepie, so ons het 'n klomp belangegroepe hierdie ronde waar jy sommer net lekker kan kuier, minder vreemd raak in die gemeente, verhoudings bou, nuwe vriendskappe bou. En dan lyk vir my met al die eet wat daar in die gemeente gaan wees, gaan 'n klomp van ons 'n bietjie moet gaan draf saam met David en daar's 'n park run groepie wat daar gaan wees. Nou wanneer dit kom by verhouding, sê Paul Tournier, hy sê jy kan nooit 'n persoonlike verhouding skep sonder om jou eie hart oop te maak nie. En dis wat verhoudings moeilik maak. Ons weet verhoudings kan partykeer bietjie messy wees, maar daar's ook risiko aan verhoudings, nê. In die opsig dat jy jouself moet oopmaak, wat beteken jy kan verwerp op, wat ook beteken dat jy kan seer kry, maar die positiewe kant is, daar's soveel ondersteuning en liefde en onderskraging wat jy kan kry as jy bereid is om jou hart oop te maak. So wat is die 4 dinge? Ag, in die Bybel gee meer as dit, maar ons gaan net fokus op 4. Maar wat is die 4 dinge wat verhoudings bou? So ons gaan daarby stil staan. En die eerste ene is we need to express appreciation. En dis vir my so opvallend. Jy kry dikwels mense in die gemeente en hulle is vir 'n hele klompie jare in die gemeente. Jy hoor nooit iets van hulle nie. Nie 'n dankie nie, nie 'n positief nie, maar hoorie, as jy eers bietjie skuins nies, dan vat hulle jou aan en hulle stof jou af en hulle vertel vir jou waar Dawid die wortel gegrawe het. Maar as ek so na sosiale media kyk, dan sien ek 'n klomp mense, jong, hulle is krities en negatief en foutvinderig oor alles en oor almal en kritiseer hierdie een en kritiseer daai een en as ek so sosiale media so dop hou en ek kry te doen of ek sien iemand wat die heeltyd net negatief, afbreekend, foutvinderig is, ek so 'n bietjie versigtig vir sulke tipe mense. Maar aan die ander kant, dan kry jy weer 'n klomp ander mense en hulle is vinnig om waardering uit te spreek. En ons moet onthou, met my woorde, wat sê Spreuke 18:21, lewe en die dood lê in die tong, en met my tong kan ek bou, en met my tong kan ek afbreek. En dit is belangrik, dat ons sommer net 'n bietjie waardering moet uitspreek, komplimente moet gee, dankie moet sê, waardering moet uitspreek vir goeders wat goed en reg gedoen is. Ons doen dit te min in ons samelewing. Die tweede ene waaroor ek wil praat is acceptance, aanvaarding. Almal van ons word gebore met hierdie behoefte. Ons het hierdie ongelooflike behoefte om aanvaar te word deur ander mense. Nou of jy dit nou wil erken of nie, jy wat nou sit en luister, jy sal graag wil hê dat ek van jou hou, dat ek jou aanvaar, verby jou foute kyk, maar ek ook. Ons het almal behoefte aan aanvaarding. 1 Korintiërs 13 sê vir ons, hoor, die ware liefde bedek alles, hoop alles, verdra alles. Ware liefde kom so half en draai 'n blinde oog vir die foute wat ons kan sien. Hoorie, as ek vir jou 'n sleutel kan gee vir 'n suksesvolle huwelik. Hoorie,
maak 'n bietjie die foute en die krake en die tekortkominge wat jy gaan ontdek. Daar's baie. Nie een van ons is perfek nie. Nie een van ons het 'n perfekte maat nie. Ons het dalk goeie lewensmaats. Ons het dalk lewensmaats wat by ons pas, maar niemand van hulle is perfek nie. En ek het nodig om die foute toe te maak. Ek het nodig om die foute te bedek. Want as ek aanhou hamer en aanhou kla en murmureer oor die foute, dan gaan daai verhouding verbrokkel. So Romeine 15:7 sê, aanvaar mekaar, dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. En dan, ons het nodig om aandag te gee. Dis my so opvallend. Mens kom nou maar gereeld in plekkies waar jy uit eet, of op by die strand, of op ander plekke, en elke keer as ek daar kom, dit verstom my, hoe 4 of 5 of 6 mense dikwels in 'n restaurant, in 'n tafel reg oorkant met mekaar sit. Ons nou die aand gaan uit eet by 'n plekkie. Daar sit 'n hele familie om daai tafel. Niemand praat 'n woord met mekaar nie. Hulle is almal net op hulle fone. Hulle is besig met hulle fone op en af en lees goed en skraal en maak opmerkings. Maar niemand is besig om met mekaar te praat nie. Hulle gee nie aandag aan mekaar nie. Mense gaan na 'n rugbywedstryd toe, dan sien jy mense op hulle fone. Mense is op die strand, dan is hulle op hulle fone. Geniet nie die weer, die son, doen iets, speel iets, gooi 'n bal, gooi 'n frisbee, swem 'n bietjie. Nee, op ons fone. So dit is belangrik dat ons ook sal leer om aandag te gee aan mekaar. En dan, hulle sê elke volwassene het nodig, hy het so 8 na 10 sinvolle aanrakings 'n dag nodig. Die Engels het 'n mooi woord daarvoor, affection. So ons het nodig om appreciation of waardering uit te spreek vir die positiewe, die mooi, die opbouende, die goeie. Ons het nodig om nie 'n veroordelende, of die Engelse woord te gebruik, 'n judgmental omgewing en society te wees nie, veral nie by die kerk nie. Ons het nodig om aanvaarding uit te leef en verby mekaar se foute te kyk en mekaar te vergewe. Ons het nodig om aandag te gee, maar dan het ons ook in besonder nodig om net sommer net 'n bietjie, ek hou van die Engelse woord, affection te gee. En partykeer net 'n aanraking wat sê, maar hoorie, ek dink aan jou, ek's daar vir jou, of net vat sommer net aan iemand se skouer of sommer net 'n lekker stywe druk. Ons het almal hierdie dinge nodig. So hierdie 4 A's het ek nodig om in my verhoudings in te bou, sodat daar goeie, sterk en suksesvolle verhoudings sal wees. Sommer net 'n paar Bybelstudiegroepe. Neil het 'n groep vir die manne, 'n Men of Purpose, waarby jy kan inskakel. En dan George het op 'n donderdag aand, hy en Renet het 'n Bybelstudiegroep rondom bekende Bybelverhale. Baie mense ken nie eers meer die Bybelverhale nie. En wat is die punt van die storie en wat is die lesse wat ek daar kan leer? Julle kan 'n bietjie saam met George en Renet kuier. Ek het op 'n Woensdagoggend, as jy nie 'n predikant of 'n pensioen is nie, of jy het jou eie besigheid, dan kan jy dalk by daai geleentheid inskakel wat ons sommer net 'n bietjie lekker rondom die woord kuier. Sonja het 'n groepie vir vrouens wat sy spesifiek saam met 'n klomp vrouens 'n paadjie stap rondom die Bybel. So daar's 'n paar van die Bybelstudiegroepe waarby jy kan inskakel. Ek lees 'n rukkie terug, lees ek 'n verhaal raak van 2 ouens wat verdwaal geraak het in die woestyn en hulle is besig, ek dink dit was daar in Marokko se wêreld gewees, en hulle is besig om deur die woestyn te stap. Maar op 'n stadium, jy weet, die son brand die wit baks uit jou uit. Jy's moeg, jy's warm, jy's geïrriteerd en op 'n stadium met hierdie 2 pelle wat nou verdwaald geraak het en natuurlik ook gespanne is, kry hulle 'n geweldige stryery. En dis nie lank nie en die een raak toe nou so kwaad en hy hak toe nou sommer af en hy klap die ander ou, klap hy sommer daar deur die gesig. Jong, en die vriend het afgebuk en hy het sy vinger gevat en hy daar in die sand geskryf: "Vandag het my vriend my deur die gesig geklap." Jong, en hulle het nou verder gestap en toe nou gelukkig kom hulle ergens op 'n oase af en hulle is vreeslik opgewonde en vreeslik bly oor die water en die lafenis en die een ou sommer gehardloop sonder om te kyk wat daar aan die gang is en hy hardloop toe nou sommer en hy spring toe nou sommer daar in daai water in. Maar tot sy skok moes hy nou agterkom, maar hy's nou in dryfsand. En dit kos nou hierdie selfe vriend wat hom deur die gesig geklap het, moes nou baie vinnige plan maak en stok ergens in die hande kry en hom gryp en hom met moeite uit daai dryfsand uitkry. En toe hy die dryfsand uit is, toe haal hy 'n knipmes hier uit sy sak het en hy grafeer daar op 'n rots wat hy sê:
vandag het my vriend my lewe gered. En die ou is nou so half verbaas. Hy sê, hoorie, toe ek jou deur die gesig geklap het, skryf jy dit in die sand, en hy sê, nou dat ek jou lewe red, grafeer jy dit op 'n rots, wat gaan met jou aan? Hy sê, hoorie, die verkeerde dinge moet vinnig weggewaai word deur die wind, en vinnig vergeet word, maar die goeie dinge moet hou onthou. En dit bring ons sommer net by, okay, maar wat is dan die dinge, wat 'n verhouding, wat is die 4 dinge wat verhoudings kan vernietig, en verhoudings kan afbreek? So ons gaan gou 'n bietjie daarby stil staan, 'n bietjie daaroor praat. Maar voor ons daarby kom, George Team sê, Christendom is nie 'n godsdiens nie. Dis 'n verhouding. Dis 'n verhouding met God en 'n verhouding met mekaar. Dis hoekom die grootste gebod sê, wees lief vir God en wees lief vir mekaar. Dis nie godsdiens nie, is nie reëls nie, is nie tradisie nie, dis nie 'n gewoonte nie. Dis om 'n verhouding met die lewende God te hê. So, eerste ding, onvergewensgesindheid. En elkeen van ons, soos wat ons deur die lewe gaan, het goeders wat seer maak, goeders, mense wat ons in die rug steek, mense wat hulle rug op ons draai, mense wat ons dalk self verwerp, jy gaan deur 'n egskeiding, iemand verneek jou in 'n besigheid, uit die aard van ons werk kry ons met baie mense te doen, wat ergens as 'n kind het iemand met hulle gelol en hulle ongelooflik seer gemaak het. En ek het nodig om hierdie bitterheid en hierdie onvergewensgesindheid, hierdie resentment wat daar in my hart kom sit, ek het nodig om dit uit my lyf uit te kry en uit my lyf uit te haal. En die oomblik wanneer hy begin praat oor vergifnis, dan is mense geneig om kwaad te raak. En dan is mense geneig om te dink, maar dis nie regverdig nie. En mense is geneig om, luister, hier is 'n klomp goeters wat ons moet sê. Deur te vergewe sê ons nie oor dit wat met jou gebeur het was nie so erg nie. Ons sê nie dit was maar okay dat hierdie mense hierdie goeters aan jou gedoen het nie. En ons maak dit nie af nie en ons sê nie dit was nie ernstig nie. Wat ons wel sê is dat as jy nie vergiftig nie, dit is soos ouens wat 'n rotplaag het en hulle kloop 'n klomp rateks en hulle slak die rateks en hulle kyk na die rotte en hulle wens dat die rotte sal vrek. Nou ek en jy weet, die oomblik wanneer ek daai rateks sluk, gaan dit niks aan die rot doen nie. Dit gaan my siel vergiftig. So die punt van vergifnis is nie maar om te sê dit was maar okay of dit was nie maar so sleg nie, dit was sleg. En dit het baie seer gemaak en dit het baie skade gebring. Maar die punt van vergifnis is nie die ander persoon nie, is myself, want dit vergiftig my eie siel. En daarom het ek nodig om ontslae te raak van bitterheid en onvergewensgesindheid. Job sê, to worry yourself to death with resentment is a foolish and a senseless thing to do. Hier kom praat daai versie daaroor. Resentment, onvergewensgesindheid, maak myself dood en dit is dom, sinneloos om dit te doen. Psalm 73 sê, since my heart was embittered and my soul deeply wounded, I was stupid and I could not understand. Hebreërs 12, die lewende vertaling sê, die NIV sê, see to it that no one misses the grace of God, that a root of bitterness springs up, which causes trouble and defiles many. En onvergewensgesindheid maak dat ek dom dinge doen, maak dat ek ander mense weer seer maak, en dit breek my verhoudings af. Onvergewensgesindheid word soos 'n muur wat jy om jou hart bou, en dit skei jou onmiddellik af van ander mense af. Ons weet nie wat het met Brian Dean gebeur nie, maar hy het nie toegelaat dat iemand naby aan hom kom nie, en toe hy tot sterwe kom, het mense nie daarvan kennis gedra nie. So dit bring skade in my verhoudings, en ek het nodig om daarvan ontslae te raak. Kolossense 3 sê, you must make allowances for each other's faults, and forgive the person who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. En ons het nou so pas Paasfees gevier, en in Paasfees, wat het in Paasfees gebeur? Die onskuldige het gesterf vir die skuldiges. En God het vir Jesus gestraf, sodat ek en jy vrygespreek kan word. En hy het gesterf, sodat ons kan lewe. En hy was vervloek, sodat ons geseënd kan wees. Jesus kry, wat hy nie verdien nie, sodat ons kan kry, wat ons nie verdien nie. God gee vir jou en vir my, wat ons nie verdien nie. En daarom het ek en jy nodig, om ook vir ander te gee, wat hulle nie verdien nie. Jesaja 43 sê, the Lord says, forget what happened before and don't think about the past.
I'm going to do a new thing in your life and I will make rivers on a dry land. En die oomblik wanneer ek begin vergewe, dan begin God se lewende water weer deur my lewe vloei. Titus 3 sê, once our lives were full of resentment and envy, but then Christ saved us, not because we were good enough to be saved, but because of His kindness and His love. By washing away our sins and giving us the new joy of the indwelling Holy Spirit, all because of what Jesus, our Savior, did, so that He could declare us good in God's eyes. Dan die tweede ding wat verhoudings vernietig, is selfsug. Nou die dag wanneer ek en jy gebore word, leef ons op die toppunt van selfsug. En die ouens wat sosioloog wat oor die goeie skryf, hulle sê dis die anale en die orale fase. Jong, as jy honger is, dan skree jy. En as jy pyn het, dan skree jy. En as jou doek vuil is, dan skree jy. Maar alles gaan oor jou. En die hele wêreld en die hele lewe draai om jou. Maar wat sleg is party mense haak daar vas. Party mense kom nooit verby dit nie. Het julle al met mense te doen gekry? Al waaroor hulle praat is hulle self. Hulle praat net oor hulle self en hulle het dit gedoen en die gedoen en daai gedoen en hierheen gegaan. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Uit die aard van my werk en die aard van my beroep is ek die hele tyd ingestel op ander mense, hoe dit met hulle gaan. Ek vra hoe dit gaan. Ek bid vir mense, ek tree in vir mense, ons help vir mense, ons beraad vir mense, ons ondersteun vir mense. Ons vermaan dalk hier en daar vir iemand. Maar ek het agtergekom, soos wat 'n jaar verbygaan, dat ek vir duisende mense sal vra, hoe gaan dit met hulle praat? Maar bitter min mense sal ooit vra, hoe gaan dit met jou? So ons is nogal geneig, en ons is veronderstel, dat soos wat ek geestelik groei, behoort ek al hoe minder en al hoe minder en al hoe minder selfsugtig te wees, en al hoe meer gerig te wees op ander mense. Selfsug vernietig verhoudings. Jakobus sê, waar kom die stryd vandaan? Waar kom al die risies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binne in julle woed nie. Julle wil dinge hê, maar julle kry dit nie, en dan wil julle moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle risie, en beklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. En as ek so hierdie gedeelte lees, dan lyk dit vir my, selfsug kan ook ons verhouding met die Here nie vernietig nie, maar definitief 'n bietjie vertroebel. So ons is selfsugtig teenoor die Here, selfsugtig teenoor mense, and it's I, me, myself. It's my way or the highway. En dit breek verhoudings af. Ek lees hierdie raak, waar iemand skryf oor 'n huwelik, die eerste 5 jaar van getroud wees. Hy sê, in the first year, baby, darling, I'm worried about that sniffle. So I've called the paramedics to rush you to the UCLA hospital for a checkup and for a week of rest. I know you don't like hospital food, so I'm having gourmet meals brought in for you. Dis die eerste jaar. In the second year, sweetheart, I don't like that sound of that cough. I've arranged for Dr. Knotts to make a house call. Let me tuck you into bed. Third year of marriage. Look, you've got a fever. Why don't you drive yourself over to the Medistop, get some medicine, and I'll watch the kids. 4 jaar van getroud wees. Look, be sensible. After you fed and bathed the kids, washed the dishes, you really ought to go to bed. 5th year. For Pete's sake, why do you need to cough so loud? I can't hear the television. Would you mind going into the other room while the show is on? You sound like a barking dog. Nou dis so halfie verloop hoe dit gaan in ons huwelike nie, en ons is maar 'n bietjie selfsugtig. Een ou spot, hy sê, the one guy said, you know, in my first year of marriage, my wife used to bring me my slippers and the dog came barking. Now my dogs bring the slippers, en so by implikasie, and my wife does the barking. Maar anyway, so dit moet nie so wees in ons verhoudings nie. Spreuke 28 sê, selfishness only causes trouble. Filippense 2:4 sê, look out for another's interests,
not just your own. Filippense praat oor Jesus wat nie gedink aan sy eie gemak, sy eie gerief, die hemel nie, maar wat die gemak en die weelde en die liefde en die vreugde en die vrede van die hemel opgeoffer het, aarde toe gekom het, omdat hy aan ons gedink het. En iets van daai gesindheid moet in jou en my leef. Galasiërs 6 sê, the person who plants selfishness, ignoring the needs of others and ignoring God, harvests a crop of weeds. All we have to show for it in this life is weeds. But the one who plants in response to God, letting God's Spirit do the growth work in him, harvests a crop of real life and eternal life. Mooi die message parafrase wat daar vir ons gegee word. En dan natuurlik hoogmoed. Nou ons spot altyd en dan sê ons vir mekaar, hoe weet jy wanneer iemand by Grey College op skool was? Dis heel eenvoudig. Hulle sê jou. En ons het niks teen universiteitsopleiding nie, maar hoe weet jy wanneer iemand by Stellenbosch geswat het? Ook heel eenvoudig. Hulle sê jou. Nou wanneer dit kom by hoogmoed, jong, baie van ons, en ek onmiddellik, die oomblik as ek te doen kry met mense, en dan kom agter, hulle kyk neer, hulle sien af, en luister, nie almal van ons is ewe intelligent nie, nie almal van ons het ewe dieselfde tipe van kwalifikasies en skoling nie, ons het nie dieselfde geleenthede nie, dieselfde finansies nie dieselfde voorregte nie, maar die oomblik wanneer ek met iemand te doen kry, wat verskriklik hoogmoedig is, en net praat oor hulle self en hulle prestasies, name dropping, jy weet, toe Mandela nog geleef het, toe ons een keer saam gevlieg het, toe sê ek vir hom, dis alles tekens van hoogmoed. En die Here sê vir ons, God opposes the proud. Maar hoogmoed bring jou nie nader aan mense nie. En kom ons wees 'n bietjie eerlik, daar's maar eintlik maar 'n klomp rassehaat nog in ons land, na enige kant toe. En 'n klomp ouens kyk af op ander rasse, en dis 'n stukkie hoogmoed. En dit bring vir ons in die moeilikheid met die Here. Pride leads to arguments, sê Spreuke 13:10. 1 Petrus 5 sê, almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So dis iets wat verhoudings afbreek. En dan as daar vrees is binne in jou verhouding. Jy het seer gekry, so jy is bang om oop te maak, en insecurity will never lead to intimacy. So ons is geneig dat wanneer ons bang is, wanneer ons benoud is, dan hou ons mense op 'n afstand. In Job 3:25 kom sê Job, hy sê, hoorie, dit waarvoor ek bang was, het met my gebeur. Dit wat ek gevrees het oor my gekom. So vrees word baie keer 'n self-fulfilling prophecy. Dit word 'n ding wat maak, dat juist dit waarvoor ek bang is, dat ek dit oor my lewe bring. Spreuke 29 sê, the fear of human opinion disables. Dit maak dat ek nie, die oomblik as ek bang is vir iemand, dan maak ek nie my hart oop nie, ons is nie gemaklik met mekaar nie, en dis moeilik om 'n verhouding te bou. En Johannes 4 sê, love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid, it shows that his love has not been perfected in us. Charles Colton sê, soos goeie gesondheid, waardeer 'n mens 'n kosbare verhouding eers, wanneer jy dit verloor het. So ons het 'n bietjie gepraat oor die 4 dinge wat verhoudings afbreek, so dit nou vinnig saamvat, en 4 dinge wat verhoudings kan bou. Nou net 'n paar groeigroepe. Jacques het 'n Oasis groep, en hoe sê Joyce Meyer, almal van ons het habits, hang-ups en hurts, en daar's baie mense wat met allerlei tipe van verslawing sukkel, en party daarvan is dobbel, en party is dwelms, en party is drank, en party is pornografie, en die seksuele. As jy in daai groepie val, en jy het iemand nodig om saam met jou 'n paadjie te stap, Jacques was self daar in sy lewe, goeie groepie om van deel te word. Vanessa het 'n soortgelyke groepie vir die vrouens, baie goeie kennis en ervaring rondom die okkultiese wêreld en die geesteswêreld, baie kennis daarvan is, sal regtig vir jou kan help. En dan een wat ek regtig vir jou wil aanbeveel is die School of the Supernatural. As ek terugkyk oor die laaste 30 jaar, loshande, die kursus en die geleentheid, wat mense eksponensieel laat groei het, was die School of the Supernatural, en Wayne en David bied dit vir ons aan. Sandra het 'n groepie, op Dinsdae aande, kry jou kop reg, kry jou kop skoon,
kweek 'n gedagte, kweek 'n daad, kweek 'n gewoonte, kweek 'n karakter en you reap a destiny. Begin alles hier tussen jou ore, so is nodig om daar mooi skoon te maak. Ek self gaan die divorce care doen hierdie ronde, so bietjie langer as die 8 weke, vir 13 weke loop hierdie program en ek kry met soveel mense te doen wat nooit daai verwerp het nie. Hulle was nooit gegaan vir bietjie vir berading, nooit deel van so 'n groepie gewees nie, sodat jy kan gesond word, sodat jy weer in 'n nuwe verhoudings kan betrokke raak. Erna gaan 'n bietjie praat oor die Heilige Gees, hoe om die doping met die Gees te ervaar, so skakel in by haar groepie. En Daleen het ook 'n grief share groepie. Soveel van ons het verlies en ons sukkel om oor daai verlies te kom. En dit maak dat ons so half depressief en swaar deur die lewe gaan. Ook 'n 13 weke groepie, skakel gerus vir Daleen. En dan breakthrough to the next level. Partykeer raak ons, we are stuck en ons weet nie hoe om los te kom en deur te breek en deurbrake te beleef nie. En hierdie is 'n uitstekende kursus van Bruce wat weer gaan fasiliteer en dan het ek 'n disippelskapsgroepie op 'n Woensdag aand as jy dalk daarby wil inskakel. En dan Biblical Portrait of a Marriage. Ons 'n klomp ouens in ons gemeente en in ons omgewing wat 'n bietjie sukkel met hulle verhoudings, altyd goed om in jou huwelik te belê en Sandra gaan vir ons 'n groepie hê op 'n donderdag aand. So kom ons vat net saam. Wat is die dinge wat verhoudings bou? Acceptance, appreciation, affection and attention. So ek het nodig om aanvaarding uit te leef, waardering uit te spreek, liefdevol te wees, maar ook aandag te gee. En dan het ons vir mekaar gesê, ons 4 dinge, meer as dit, maar waaroor ons gepraat het vandag, 4 dinge wat verhoudings afbreek. Onvergewensgesindheid, resentment, bitterheid, dan selfsug, hoogmoed en vrees. Daai is dinge wat verhoudings afbreek. Ons glo we are truly better together. Baie van ons kry ongelooflik seer in ons verhoudings en ons skei ons onsself af van mense af, sny onsself af van mense af. Verhoudings is een van die maniere waarop die Here vir ons sorg. En so bring hy aanvaarding, so bring hy liefde, so bring hy raad, so bring hy ondersteuning, so bring hy onderskraging in ons lewens in wat ons bitter nodig het om staande te kan bly. So ek wil regtig vir elkeen van julle aanmoedig om aktief in te skakel by ons omgee-groepe. En nooi sommer, dit hoef nie net gemeentelede te wees nie, nooi sommer almal in die omgewing, almal hier in die Wesrand is welkom om in te skakel en te leer en te groei saam met ons. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie dat U vir ons die geskenk van liefde gee. Dankie dat U vir ons die geskenk van onvoorwaardelike aanvaarding gee. Dankie Here dat U ons nie veroordeel nie. Dankie dat U nie 'n streep deur ons trek nie. Dankie dat U vir ons gee wat ons nie verdien nie. En Here, dankie dat omdat ons 'n verhouding het met U, Here, dankie dat dit ons geanker hou. En dankie dat dit vir ons 'n morele kompas gee. En dankie Here dat dit vir ons leer hoe om te leef. Maar Here, ons kan nie net liefde van U ontvang nie. Ons moet ook liefde gee teenoor ander. En Here, vandag is my gebed vir almal van ons wat seer gekry het. Here, help vir ons, leer vir ons om lief te hê, om U lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand, maar ook onsself lief te hê. Here, help vir ons om liefde te ontvang, maar ook liefde te kan gee. En Here, so kom bid ek dat U almal se verhoudings sal seën en help vir ons om hierdie dinge wat verhoudings bou, 'n bietjie meer aandag daaraan te gee. En help vir ons, Here, hierdie dinge wat verhoudings afbreek, om dit te vermy. Help vir ons om vinnig ekskuus te sê, nederig te wees, ons foute te erken. En so kom ek, Here, en ek kom bid. Ek kom bid U seën op elkeen af. En ek bid dat hulle die liefde van ons hemelse Vader, die genade, die geduld, die vergifnis, die vriendskap van Jesus, en die wysheid, die insig, die krag, die vreugde, die vrede van die Heilige Gees sal beleef. So ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.